Kom ons saam bid. Hemelse Vader en Here Jesus, ja, ons glo dat U, Here Jesus, opgestaan het uit die dood, dat U leef. Halleluja, ons is baie, baie bly. En ons weet dat U ook vir ons gered en verlos het. Here, ons wil graag nou hier die Bybel oopmaak en lees en inneem en sien en hoor die boodskap wat U gee. Help vir ons om dit te verstaan, in te neem en te glo en te gaan doen so. En dit bid ons in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Wat is die boodskap? In die begin, toe Jesus besig was om te praat en te leer die mense en die disippels, baie mense het nie meer geken vir God nie. Baie mense was te besig met hulle eie lewe en werk en doen wat hulle wil. Hulle het nie eens gedink aan God nie. En Jesus het gekom om weer vir die mense te herinner dat hulle moet besef, hierdie aarde, met alles op die aarde, behoort aan God. En God het 'n besluit geneem oor hierdie aarde. Want God die Vader het gekyk na die aarde en gedink, sleg. Want die mense geet van hom. Die mense vat die aarde vir hulle self, doen wat hulle wil, verwoes hierdie aarde en hulle aanbid en dien nie meer vir God. En God het besluit
Hierdie aarde gaan hy verwoes en 'n nuwe aarde maak. En daarom het hy gestuur vir Jesus. Nou ons ken dit, ons weet dit. Jesus het gekom om ons te red, om ons sonde weg te vat, ons straf te vat en te sterf aan die kruis, so vir ons te red. Goed, so dis God. Dit wat God besluit oor hierdie aarde, dis die een kant. Hierdie kant is ons as mense. Nou, ons as mense, soos ek gesê het, vergeet van God. En baie mense vandag, baie mense, dink nooit aan God. Hulle glo nie, hulle luister nie, hulle leef vir hulle self, en hulle loop die breë pad, sê Jesus. En daai pad gaan hel toe. Goed. So dis God, een kant. Hierdie kant is mense, ek en julle. Nou gelukkig, ons is mense wat gekies het vir Jesus, wat glo. Ons loop op hierdie smal pad. En Jesus praat vanoggend met ons. En Jesus sê, selfde wat hy vir disippels gesê het, julle moet nou onthou dat God, die Vader, is lief vir julle. Dink weer, sê Jesus, dink aan wat ek vir julle gedoen het aan die kruis. Julle het gesien die lyding. Julle het gesien hoe die Romeine my geslaan het en aan 'n kruis vasgeslaan het. Hoekom? Want so het God besluit, moet die sonde gestraf word. En Jesus sê, God die Vader is so lief vir julle, hy wil nie hê julle moet so behandel word. Hy wil ons vergeef. Hy wil ons red. Hy wil ons verlos. En hy het. So, Jesus sê vir die disippels, besef dit nou, ek het dit klaar gedoen aan die kruis. Dis wat ek gedoen het aan die kruis, sê Jesus. Dis hoekom ek moes dit doen. Daarom sê Jesus vir Petrus, toe jy jou mens uitgehaal het, wou veg, maar oor afgekap het, ek het jou gestop en sê, nee, moenie. Ek moet hierdie pad loop, om julle straf, sonder straf te vat, en te sterf aan die kruis. Nou die disippels, ek verstaan dit. So sê Jesus vir ons ook. God die Vader is baie lief vir julle. En julle ook gered en verlos. Ja, uit liefde, genade. God het lief en uit genade. En hy gee. Hy gee redding, verlossing. Nou wat Jesus vertel vir die disippels, wat hulle moet besef, is nie hulle wat gedink het, ons het behoefte om weer vir God te soek en te vind nie. Hulle het nie eens gedink daaraan. God het eerste besluit. Hy wil kom, stuur vir Jesus om te soek. Te roep, kom.
kom luister, wil jou red, wil jou verlos. Ek het liefde. Nou ons het net al gesing die lied van Johannes 3 vers 16, dat God het die wêreld so lief, hy het gegee sy seun. Nou Jesus begin met daardie boodskap. Die liefde van God. Liefde. Nou, dis God. En hierdie kant sê mense wat nie glo nie, maar ons wat glo. Ek en jy. Jesus het ook mooi verduidelik vir die disippels en vanoggend vir ons. Aan die kruis het hy ons sonde gevat, ons straf gevat, en hy betaal vir die straf, sodat God, die Vader, vir ons vryspreek, verlos. Maar, jy ontvang alleen daardie vryspraak en daardie verlossing as jy glo. En baie mense vergeet en besef dit nie. Jy moet glo. As jy nie glo nie, kan jy ontvang God se vryspraak, redding, verlossing nie. Moet glo in Jesus Christus. Paulus skryf ook later, hy sê ons moet besef en onthou, alleen Jesus Christus kan red. Nie 'n ander geloof nie. Alleen Jesus Christus. En ons moet besef hoe belangrik is geloof. Ek dink ook, miskien het Jesus weer vir die disippels herinner, julle onthou wat gebeur het met Judas? Hy het gestop om te glo. Dis hoekom dit gebeur het wat hy gedoen het. Maar geloof, baie belangrik. En daarom, dat Jesus geleer het, geskryf het hier, en ons aanhou om te verkondig, aan te moedig en te leer, wat is geloof? Wat is 'n ware geloof? En dat ons nie moet stop om te glo nie. Nou, wat is geloof? Geloof is om te weet. Ek weet van Jesus. Maar ek aanvaar hom as Here. Ek aanvaar wat hy gedoen het. Hy ook my en jou sonde gevat het, gesterf het aan die kruis. Aanvaar dit. Ek weet dit, ek aanvaar dit. Dis geloof. Maar dis nie al nie. Geloof is ook nou doen. En dis 'n ware geloof. 'n ware geloof is om te doen. Soos Jesus vir Petrus en die ander disippels gesê het, en vir die mense tussen hulle geroep het hy gesê, kom, volg my. En ook na sy opstanding, hulle kan gaan lees, het Jesus toe hy weer by die disippels gekom het, terwyl hy het opgestaan, hy weer vir hulle gesê, julle moet my volg. Wat beteken volg? Volg beteken, ons luister wat Jesus leer, en ons doen wat hy leer.
Nou, dis die groot verskil, 'n probleem vandag in die wêreld. Aan die een kant mense wat hulle steur nie aan God nie en hulle glo nie, maar daar's baie mense wat glo of hulle sê hulle glo, maar hulle volg nie vir Jesus nie. As jy kyk hoe hulle leef, dit lyk selfs as daardie mense wat nie glo nie. Hulle doen dieselfde as hulle. En Jesus leer ook. Hy sê ons kan nie dieselfde as daardie Jesus noem hulle wêreldse mense. Hulle lewe anders. Hulle aanhou sonde. Hulle dien nie vir God die Vader nie. En hulle volg nie vir Jesus nie. En Jesus sê, daar's baie mense wat hulle sê hulle glo, maar hulle volg nie. Hulle doen nie. En dis daardie mense wat, wanneer Jesus gaan terugkom, hulle gaan ook se bly. En Jesus gaan sê, wie is jy? Ken jou nie. En hulle gaan sê, maar ek glo, ek het kerk toe gegaan. En Jesus gaan sê, ek ken jou nie. Jy het nooit gedoen wat ek gesê en geleer het nie. Maar die Here Jesus het daar die oggend vir die disippels aangemoedig en gesê, julle moet glo, maar volg en doen wat ek vir julle geleer het. En vir ons vanoggend ook, Jesus wil aanmoedig om te sê, hou aan, leef, volg vir hom. Maar nou, swaar kry. Jesus sê, hy besef, terwyl ons hier op aarde moet wag vir hom om terug te kom, en ons hier moet leef, hy weet ons gaan swaar kry. Hy verstaan dit, want hy het ook swaar gekry. En Jesus wil vir ons herinner en aanmoedig, dat hy verstaan swaar kry. Hy weet presies wat gebeur hier op die aarde, met my en met julle. Hy weet wat jy moet deurgaan. Hy verstaan dit. Hy weet hoe ons ook sukkel. En dit nie altyd lekker is om te leef nie. Partykeer voel, moedeloos. Hy weet dit. En Jesus herinner die disippels, hy sê, julle moet, wanneer julle swaar het, onthou, ek, Jesus, het klaar hierdie wêreld oorwin. En hy is daar besig om voor te berei plek vir ons, maar hy los ons nie alleen hier nie. Jesus het daar vir die disippels gesê, julle moet 'n klein tydjie nog wag. Ek sal vra my Vader dat hy stuur die Heilige Gees om altyd vir altyd by julle te woon. En die Heilige Gees verstaan jou, gaan help vir jou wanneer jy swaar het, om jou te help. Nou, belangrik, wat Paulus nou hier skryf, wat Jesus leer, is dat ons moet onthou, swaar kry, leer wat is 'n ware geloof.
Nou, hoe lyk 'n geloof wat nie waar is nie? Geloof wat nie waar is nie, is 'n geloof wat en doodgaan. Is 'n geloof wat nie vashou aan die waarheid wat Jesus leer nie. Is 'n geloof wat begin twyfel en los. Nou dit is nie 'n ware geloof nie. En die Here sê, swaar kry is 'n toets, waar Jesus en God die Vader vir ons toets en kyk, wie glo waarlik. En wie se geloof is vals. 'n Valse geloof sal gou geloof en sê, help my nie, so ek glo nie meer nie. Of daar is nie meer 'n God nie, want as daar 'n God is, hy sal my help. En Jesus sê, jy sê so, maar wat doen jy? Luister jy na hom? Volg jy hom? Hou jy vas aan hom? So, Jesus sê, ek weet, as ek nou moet opvaar hemel toe, ek weet julle gaan vir 'n kort tydjie hier nog moet bly, en julle gaan swaar kry, julle gaan sukkel hier. Maar moenie dink ek het julle vergeet nie. Moenie. Hierdie swaar is vir 'n kort tydjie. En dan leer Jesus wat moet ons doen as ons swaar het. Hy sê, eerstens, julle moet alleen, en daar is 'n stil plek gaan bid. Soos ek, sê Jesus, onthou julle, sê Jesus, ek het, toe ek so bang was, ek het alleen gegaan na die tuin toe daar, om te bid. En ek het gebid, Vader, asseblief, ek is bang, bekommerd, asseblief, neem weg hierdie swaar. Maar God die Vader het gesê vir Jesus, net 'n kort tydjie, hou vas, sodat jy kan red en verlos al die mense. En Jesus het vir die Vader gesê, ek sal vashou, ek sal deur hierdie swaar. Want daar het die duiwel vir Jesus probeer versoek om weg te draai, om weg te hardloop, en nie te doen wat die God die Vader vir hom gesê het nie. En Jesus het gekies om deur die swaar te gaan. En so wil Jesus vir ons sê, as jy swaar het, moenie moedeloos word en jou geloof los nie. Nee, hou vas. En besef, hierdie swaar help jou om 'n ware geloof te groei. En hy sal help. Hierdie swaar sal verbygaan. Ek het al baie swaar in my lewe gehad, wat ek ook gedink het, kan nie meer nie. Maar vandag as ek terugkyk, daardie swaar is al verby. En dit het my gehelp om, as ek nou swaar kry, ek besef ook daar, ek moet vashou, ek moet aanhou glo. Hierdie sal ook verbygaan. En so wil Jesus vir julle ook aanmoedig. En ek weet, as julle ook bietjie terugdink, julle het ook al swaar gehad, wat ook al verby is, waar die Here vir julle gehelp het. Hy sal weer help. Hy sal aanhou help. En dit is wat Jesus dan sê. Hy sê bid.
met die Vader. Vertel vir hom wat jou hart seer maak, of wat vir jou pla, of waarmee jy worstel. Gee dit vir hom en los dit dan. Los dit dan. En vertrou en glo. En staan op met moed, of wat jy weet en glo. Hy sal jou help. En die Vader kan, as hy wil, daardie probleme wegvat. Maar partykeer hy besluit dat ek en julle moet deur daardie probleme. Hy vat dit nie weg. Want hy weet daardie probleme en sukkel help ons om hom beter te ken, verstaan en agterna te vind hoe wonderlik goed is hy. Hy help. So sê vir hom, ja, ek sal deurgaan. Ek weet, daardie sal my nie soos vuur verbrand nie, of soos water tot ek verdrink nie. My verdrink nie, nee, hy sal my help. Hy sal gee wat ek nodig het. So Jesus sê weer, ek sluit af. Onthou, wat die Vader is lief vir julle, vir jou. Hy is lief vir jou. Hy verstaan. Hy weet wat jy moet leer. Praat met hom. Glo, hou vas. Maar belangrik, doen wat Jesus leer. Gaan vind uit, wat het Jesus gesê? Wat het Jesus geleer? Maak op die Bybel, lees. Kom kerk toe, julle hier kan hoor, kan inneem wat Jesus geleer het, sodat ons hom kan volg. So, wees sterk, hoop. Nou Jesus sê, swaar kry, gee 'n sterk en 'n ware geloof, en 'n ware geloof gee hoop. Hoop beteken, ek weet hy sal help. En dan sê Paulus, julle moet ook onthou, ons is op pad na hom. Ons gaan woon eendag by God die Vader. Hou daaraan vas. Amen. Kom ons saam bid. Hemelse Vader, dankie dat u vanoggend vir ons sê, u weet dat ons baie maal swaar kry en sukkel. Dankie dat u lief is vir ons en ons vanoggend herinner. U gee om. U het nie vergeet van ons nie. U het ons gered, verlos. U het duur betaal met Jesus se bloed daarvoor. Daarom u sal ons nie los nie. U hou ons vas. Gee asseblief vir ons 'n ware geloof wat vashou en wat aanhou. Nie 'n geloof wat los nie. Asseblief Here, wil u vanoggend gee vir elkeen wat hulle nodig het. Maak sterk ons almal se geloof.
En dankie, Here Jesus, dat U aanhou om vir ons te leer. Dit bid ons in U naam. Amen. Amen. Amen.